Genoeg olie. Vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Matteus 25 vanaf vers 1 tot met vers 13. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met die 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 was verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank weg bly, het hulle almal vaak geword en het aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van die olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Die afgelope maand is die vraag: is daar genoeg olie reg oor die wêreld gevra? Want te midde van 'n oliekrisis, of ek 'n gebruiker is of 'n produsent is, ontdek ek hoe die beskikbaarheid van olie 'n sentrale komponent is wat met elke aspek van my daaglikse lewe direk of indirek tog verweef is. Maar Jesus vertel vir ons ook 'n storie van olie wat kan opraak. Daar was 10 maagde en hulle word juis as 10 maagde in die gelykenis beskryf, omdat dit die gebruik was destyds dat maagde as bruidsmeisies sou optree. En hoe dit dan gewerk? Dan het hulle lampe gereed gehou, want hulle het geweet nie presies wanneer die bruidegom kom nie, maar hulle het verseker geweet dat die bruidegom gaan kom. En dan was hulle opdrag gewees om die weg van die bruidegom te verlig. So, ons hoor dat al 10 meisies het die uitnodiging ontvang om deel te neem aan die bruilof. Al 10 het verstaan wat die uitnodiging beteken. En al 10 het geweet dat om hieraan deel te neem, moet ek olie hê. Maar nou hoor ons dat slegs 5 van die meisies het genoeg olie gehad om te kan deelneem aan die bruilof. Slegs 5 het dit groot genoeg prioriteit geag om hulle lampe vol te hou. Toe die ander 5 se olie opbraak, nadat hulle aangemeld het om die bruidegom in te wag, wil hulle by die ander 5 olie kry, maar hulle sê: "Nee, dan sal daar nie vir ons genoeg olie wees nie." Jy sien reeds hierin dat jy kan nie olie maar net by iemand anders kry nie. Om hierdie olie te kry, bly elkeen se persoonlike verantwoordelikheid. So, die aanbeveling wat hulle toe ontvang het, is dat julle kan olie gaan koop. Nou, dit klink vir my, dan was die probleem nie noodwendig die beskikbaarheid van olie ten opsigte van die voorraad nie. Want hulle het die opsie gehad om te kon gaan koop, maar die uitdaging was eerder die tydsduur, want deur te gaan, loop hulle die risiko om die bruidegom se aankoms presies mis te loop. Want hulle besef, die bruidegom kan enige oomblik arriveer. Dan sien ons dat die 5 maagde wat genoeg olie in hulle lampe gehad het, of by hulle gehad het, kon op aandag bly staan, terwyl hulle die bruidegom inwag, wetende dat hulle is gereed vir sy aankoms. Die eerste 5 maagde was gereed, met olie in hulle lampe, kon hul lig maak en die bruidegom verwelkom. Hy nooi hulle in
vir die bruilofsmaaltyd en hulle kon dan in al die feesvieringe deel. Maar dan hoor ons dat die ander 5 het ook gearriveer. Die verhaal vertel nie vir ons eksplisiet of het hulle olie gekry nie. Maar ons hoor dat hulle wel teruggekeer het. So ons sou wel heel moontlik kon veronderstel dat hulle wel die olie te koop kon kry. Maar toe hulle terugkeer, maak hulle die skokkende ontdekking. Ons is te laat. Die bruidegom het reeds gearriveer. Dan hoor ons dat hulle gee egter nie op nie. Hulle gaan klop aan die deur. Dan sou ons dink dat dit sal seker maar iemand wees soos 'n dienskneg van die bruidegom wat die deur sal oopmaak. Want bedoel, as die bruilof nou die feesmaal in die gang is, waarom sal die bruidegom hom tog daaraan steur om die deur te kom oopmaak? Hy kan mos 'n slaaf of 'n onderdaan of 'n dienskneg stuur om te kom hoor, maar wie klop nou so waar aan 'n deur terwyl die feesmaal aan die gang is? Maar nee, interessant genoeg hoor ons dat die bruidegom kom self te midde van die verrigtinge binne en hy kom persoonlik om die deur oop te maak. Maar dan, ongelukkig nie om hulle in te nooi nie. Hulle sal eerder hoor, nie kom binne nie, maar gaan weg. Rede, ek het julle nooit geken nie. Stel je voor hoe ontnugterend moet hierdie woorde, die aanhoor daarvan nie wees nie. Dan hoor ons maar, Jesus vertel hierdie gelykenis nie maar net om vanoggend vir ons 'n storie te vertel van regte olie nie. Jesus vertel hierdie gelykenis want met die verwysing na olie en maagde en hulle gereedheid word vir ons 'n ander beeld geskets. Jy sien, Jesus gebruik hierdie beeld om te vertel wat sal gebeur wanneer hy weer kom. Sommige mense sal gereed wees om hom te ontmoet. En dan sê Jesus, maar daar gaan mense wees wat nie gereed is om hom te ontmoet nie. Jy sien, olie getuig van 'n lewende, 'n nabye, intieme verhouding met die Here, 'n lewende geloof van 'n wedergebore kind van God met geloof sekerheid. So in my begrip van wat die olie sou beteken, sou die olie nie slegs getuig van 'n oorgawe dat ek my lewe aan die Here oorgegee het nie, maar die gevolg daarvan 'n lewende, nabye, intieme verhouding met die Here as die resultaat van 'n wedergebore kind van God se geloof sekerheid. En die som totaal daarvan sou ek wou waag om te sê, vir my sou ek verstaan as die olie waarna Jesus hier verwys. Jy sien, die geleentheid was vir al 10 meisies daar gewees, maar net 5 van hulle het gekies om dit aan te gryp. Die ander 5 het dit nie aangegryp nie. Hulle het nie kennis geneem nie. Hulle het gedink, ag wat, daar's mos nog tyd. Ek kan maar later my lewe aan die Here oorgee. Ek kan later naby aan hom leef. En daar kom die bruidegom. Ons kan sê, nie onverwags nie, want hulle het die uitnodiging ontvang, hulle het lampe gehad, beplan om deel te neem, maar die bruidegom se koms was nie onverwags nie. Hulle het hom inderdaad verwag. Wat onverwags was dat hulle olie opgeraak het. En toe kon slegs die wat gereed was, deelgeneem het. En die ander het die aankoms van die bruidegom gemis, maar ook die toegang tot die feesmaal. As ek en jy vandag 'n voorraadopname moes maak oor hoe lyk die olie in jou lamp, watter groep van hierdie maagde sal jou posisie die beste voor God beskryf? Sal dit die groep wees met olie
genoeg olie in hulle lampe, omdat jy Jesus werklik ken en jy naby aan hom leef? Of sal jy in die groep wees van maagde wie se olie opgeraak het en gehardloop het om vinnig olie te wou koop, maar het was egter te laat. Jy sien, 5 van die maagde het die bruidegom persoonlik geken en die olie wat in hulle lampe was die getuienis daarvan. Hulle is voorbereid, want hulle weet hy kom, hulle weet hulle moet genoeg hê, daarom kan hulle wag staan. Maar die ander het maar nog uitgestel om hulle lewe aan die Here oor te gee. En daarom het die bruidegom hulle nie geken nie. Jy sien, dit kan wees dat jy sê, ek weet mos hoe lyk die vulstasies van die geloof. Ek weet mos van die Bybel, ek weet van gebed, ek weet van kerk, ek weet van stilte tyd, ek weet van huisgodsdienst, ek weet van al hierdie middele wat beskikbaar is, waarmee ek olie kan ontvang. Ek weet van al die geestelike vulstasies waar die olie beskikbaar is, maar ek is net te besig. Maar ek sê mos, ek sal tog eendag. En dan kan dit dalk met jou ook gebeur, dat jy te laat kan wees en die koms van die bruidegom kan mis. Jy sien, Jesus se gelykenis vertel van 2 bestemmings. Wanneer Jesus weer kom, dan is daar nie 'n middeweg spasie nie. Ek sal in een van 2 groepe wees. Of ek gaan in die groep wees wat Jesus persoonlik ken, of ek gaan in die groep wees vir wie hy sê, ek het jou nooit geken nie. Vir diegene wat hom ken, is daar 'n ewige lewe. Vir die wat hom nie ken nie, die ewige dood. Die goeie nuus is, dat daar is nog tyd om jou lewe aan die Here oor te gee, en om al beter, al dieper te leer ken, naby aan hom te leef, en hom jou grootste prioriteit te maak. Moenie dat die tyd uitloop nie. As jy die evangelie boodskap hoor, bevestig dit God se uitnodiging aan jou. Hy nooi jou na die bruilof, maar hy vra dat jy olie in jou lamp sal hê om hom te ontmoet. Dat jy gereed sal wees, dat jy rein sal wees, dat jy skoon sal wees, dat jy heilig sal wees, want jy is so oorweldig deur die bewussyn nie net van die genade wat jy ontvang het nie, maar die verwagting dat Jesus weer kom. Jy sien, Openbaring trek vir ons die gordyn oop, sodat ons nou reeds in die toekoms kan inkyk en die bruilof van die lam kan sien. Johannes herinner ons in sy evangelie dat Jesus het vir ons plek gaan voorberei daar in die huis van sy Vader. Maar hy sê hy kom weer terug en hy sal ons neem sodat ons kan weet waar hy is. Mag ek en jy nie slegs 'n voorraadopname maak te midde van 'n wêreldkrisis oor die brandstof in jou tank op die plaas nie, maar mag jou verwagting vir hierdie jaar geanker wees in die olie wat jy in jou hart het, omdat jy Jesus as Here werklik ken. Mag ek en jy elke dag hierdie jaar aanpak, nie omdat ons slegs werk om die beste moontlike oes aan die einde van die jaar te hê nie, maar omdat ons uitsien dat Jesus weer gaan kom. Maar terwyl ons hier is, woeker ons, verwag ons sy koms, sien ons uit na sy bruilof en sien ons uit om te hoor hoe lyk God sy ewige oes van mense wat vir hom geleef het. Amen.